Ja, vandag is ek weer by 7de akkoorde. Nou die groot C7 het ons so gespeel. Kom uit die C-akkoord, pinkie wat net neergesit word op die derde snaar, onder die derde vinger. Nou kan 'n mens daai akkoord verklein. Jy hoef nie altyd 4 vingers te gebruik nie, jy kan hom met 3 vingers speel. Net iets interessants, gaan net iets noem. Daai is mos nou 'n C-noot, onder die G, 'n C. Daai eerste vinger is ook 'n C-noot. So jy het 2 C's, so jy gaan nou een verloor. Jy gaan daai eerste vinger heeltemal oplig, en dan gaan jy daai 3 vingers wat oorbly, met 'n ander vingersetting doen, wat lyk asof jy 'n D7 akkoord speel. 'n D7 lyk mos so. Nou daai vorm gaan na die bassnare toe. Dit wil sê, jou derde vinger is op die C-noot, jou eerste vinger is op die 4de snaar by die 2de fret, en jou derde vinger is op die 3de snaar by die 3de fret. Jy het net 3 snare om te speel, jy kan nie die ander speel nie. Ja, kom ons sê, daar is mense wat eksperimenteer om ander klanke by te kry. Laat jy byvoorbeeld dit het en dit het. Dit hang so in die lug en niemand weet watter kant toe nie en dis 'n mooi akkoord. Ja, ek kan hom nie gebruik nie. So ons werk net op 3 vingers. Dit wil sê jou tweede vinger is jou gidsvinger. Hy lei vir jou, hy sê vir jou wat is die akkoord se naam. So dis 'n C7. Nou iets baie interessants. As jy daai selfe vormpie vat en net elke vinger 'n snaar hoër sit, speel jy ook 'n 7de. Maar jou tweede vinger sê vir jou wat jy speel. En by die 3de fret is dit 'n G-noot. Dus speel jy 'n G7. En gewoonlik is daar patrone en goeters wat herhaal in gitaar. As jy dus jou vingers laat sak, het jy 'n C. Nou 'n C en 'n G is maatjies. Jy kan dus speel. Elke keer gaan jou tweede vinger vir jou sê wat is die noot. En daai noot wat jy daar afdruk, dit is die naam van die akkoord. As jy skuif na 5 toe, op die boonste 3 bassnare, het jy A7. Onthou jy nog die oorspronklike A7? Hy het so gelyk. Nou lyk hy so. En onder die A sit mos 'n D, so dis 'n D7. Hy kan gly om op die 7de te kom, dit wil sê, nie op die boonste snaar nie, op die 5de snaar, het jy mos 'n E, want 'n E lê onder 'n B. Ja, dit klink amper soos wiskunde, hierdie E, B, A, C, dis daarom nou nie heeltemal algebra nie. So daar is 'n E7. Klim op na die B toe. En hy pas na die A toe. Na die D toe. Na die C toe. Op na die G toe. So daar's 'n G7, 'n C7. Hy gly op dieselfde snaar na 'n D7 toe op 5, jou tweede vinger. Klim op na die A7 toe. Gly na die B7 toe. Sak na die E7 toe. En daar sit jy al met 6 verskillende 7de akkoorde. Onthou om, wanneer jy nuwe akkoorde speel, is mens geneig om
te hard die snare af te druk. Jy speel hom en ontspan die vingers. Hoor, daar's geen klank nie. Hy gaan nou gespeel word, hy net vir daai oomblik en jy lig hom. Nie heeltemal van die snaar nie, jou vingers moet nog steeds in kontak bly met die snaar. So geniet 'n bietjie die 7de akkoorde. Jy brei net jou kennis meer en meer uit.